by jou ma se potsending, waar ons die goed, die sleg, die lekker en die lelik van ma en vrou wees deel. Ek is Junay En ek is Marina. en dis ons eerste potsending. Ons begin spink, splinter, spink. Is spink 'n woord? Woord van die week. Yes, okay, niet. Ons voel die Here het dit op ons hart gedruk om sy woord met ander mense te deel en unedited. Ja, ongeëdit. Jy moet die talking stick hê voordat jy kan praat. Die potsending gaan ons help met mense interrupt, voel ek. Okay. So ons het al twee tyd saam met die Here spandeer en stukkies gekry vir vandag se potsending. Van wat ons met die vrouens wil deel. Die hele idee is om dames op te rig in gees en ook ons struggles te deel. Ons gaan Engels praat duidelik, want dit is die offisiële taal van jou ma se potsending. En ons gaan elkeen ons stukkies deel en bietjie daaroor gesels. En ons titel vir vandag se potsending is Inleiding. nee, die mayonnaise. Oor die mayonnaise storie. Moet ek die storie vertel of net Sê eers die titel die en titel? Gebroke mayonnaise. Ekskuus, ons is super funny. Gebroke mayonnaise maak nie dat jy nie kan aartappels slaai of jy kan nie. Ons gaan net gou 'n oomblik dat sy kan onthou wat die titel was wat sy gesê het dit moet wees. Jy het dit iewers neergeskryf, weet jy nie? Nee, ek het Okay. gepraat. Gebreekte Gebreekte mayonnaise beteken jy kan nie aartappels slaai maak nie. Dis hy. Ek Okay. weet nie of presies die woorde was nie, maar min of meer. Okay, vertel ons die storie. So, mayonnaise is eintlik 'n maklike konsep of 'n maklike ding om te maak, maar daar is maar 'n bietjie tegnieke aan wat jy moet klein kry en dan kry ek eendag my mayonnaise perfek en dan dink ek is 'n meester mayonnaise maker. En dan die volgende keer as ek iemand moet impress, is my skoonsis of my maatjies, dan flop hy. Dan is dit net 'n totale gemors en 'n paparazzi. En toe het ek net besluit, wel, ek gaan nog steeds aartappelslaai maak en die aartappelslaai was lekker. So, gebreekte mayonnaise beteken nie ons kan nie aartappelslaai maak in die lewe nie. Lekker aartappelslaai nie. Aartappelslaai nie. Aartappel. Lekker aartappelslaai. Ek voel soos dit is eintlik so 'n metafoor vir ons walk met Jesus, want ons is baie keer heavy impressed met onsself as ons goed reg kry. Ja. En ons sukkel nog bietjie met die talking stick. So as iemand se woorde bietjie sag is, ons sal dit nog reg kry teen die 100ste episode van ons potsending. As die as dinge dan sleg gaan, dan voel jy minder goed oor jouself en ek dink nie dis die Here se wil nie. Hy kan ons nog steeds gebruik om lekker aartappelslaai te maak, of ons nou pappery is en of ons die perfekte consistency is. Ja, so dankie Jesus vir daai analogie. Te mayonnaise. Ja, exactly. Wat ek gekry het vir wat my hart is vir die potsending is ek het nog altyd daai versie van Titus 2 vers 4 tot 8 was nog altyd na in my hart, waar die Here ons opdrag gee om mekaar te train. Ouer vrouens om jonger vrouens te train. Marina gaan dit nou vir ons lees. So Titus 2 vers 4 tot 8. Sodat hulle die jong vroue kan leer om versigtig te wees, hulle mans en kinders lief te hê, ingetoe te wees, kuis, huislik, goed, aan hulle eie mans onderdanig, sodat die woord van God nie belaster word nie. Vermaan die jong manne net so om ingetoe te wees. Betoon jou in alles 'n voorbeeld van goeie werke met onvervalsheid in die leer, waardigheid, opregtheid. Okay. Ek het nie afgelees nie. Dis fyn. Ek dink ek gaan langer. Ek dink ek het die verkeerde, maar dis okay. So die hele punt is, dit gaan oor ouer vroue wat jonger vroue moet train. Soos ek het die Engelse weergawe gelees en train laat my dink aan 'n coach. So dit is nie net van leer en soos die konsepte nie. Dis van wys, help, staan hulle by, gee hulle riglyne. Dit is wat ek voel ouer vrouens se call is van God af. Nie dat ons oud is nie, maar ons is ouer. Ouer. Ons is ouer as 20-jariges. Ja. Ons is bloedjonk, maar ons is minder bloedjonk as ander bloedjonk mense. En
wat ek ook besef het is, dit is 'n teken dat God ons in gemeenskap wil hê. Want obviously wat die Here hê, ouer vroue moet met jonger vroue meng op so 'n vlak dat hulle by hulle kan leer. En gemeenskap is iets wat God se hart is. En ek dink ook dit is God se hart vir die potsending, dat ons 'n gemeenskap sal wees, want ons lewens is so besig. En baie keer is ons op plekke waar ons niemand ken nie, dat ons dan vir ander mense gemeenskap sal wees, totdat hulle 'n gemeenskap vind. Ja. Of 'n nuwe een maak. Ja. Wat het jy gekry, Maraai? So, Nou is jy sommer Maraai vandag, nie meer Mariens nie. Mariens Maraai. So ek het gekry Markus 9 vers. Jy het neergeskryf en ek weet ek gaan vergeet. Where is it? Markus 9 vers 24. So dit gaan oor die seun wat maansiek was en sy pa het na God toe gekom of na Jesus toe gekom en gevra of hy hom sal genees. En ek gaan net 23 lees net dat mense verstaan waar die storie gaan. So Markus 9 vers 23 sê en Jesus sê vir hom wat dit betref, as jy glo, alle dinge is moontlik vir die een wat glo. En dadelik roep die vader van die kind met trane uit en sê, ek glo Here, kom my ongeloof tot hulp. Amen. En ek dink dis hoe ons is. Ek dink ons glo, ons weet God is in beheer van alles, maar daar is tog daai tikkie rarig, gaan dit rarig. En ek dink net vrees vir ek doen nie wat God wil hê ek moet doen nie en dit is iets waarmee ek baie sukkel. Is ek's regtig op 'n punt dat ek wil so graag alles doen wat God van my wil hê en ek is so bang. Ek sit 'n treukie verkeerd of ek mis iets wat ek moet doen en ek dink daai is my ongeloof deel van ek het nie daai volle vertroue om te laat gaan nie. Ek hou net nog so 'n bietjie vas want net nou doen ek ietsie verkeerd. En net daai van en sy kind het gesond geword. God het nog steeds sy kind gesond gemaak want hy het gesê ek glo God kan dit doen. Ja. En ek weet God is almagtig en soewerein, maar nog steeds net daai bietjie ongeloof. So dit was nog wel weer na 29 sê dan en hy sê vir hulle hierdie geslag kan deur niks anders uitgaan as deur gebed en vas nie. So gebed is dit wat ons ook sterk maak. En vas. En vas. Ja. Ja, gebed en vas is belangrik en wat vir my cool is van die eerste stukkie, is dat as ons na God toe roep, dan is dit eintlik 'n teken van ons geloof. So die feit dat hy gesê het, help my met my ongeloof, beteken hy plaas reeds vertroue in God om hom te kan help. En ek dink baie keer as Christene sal ons die boodskap gee, moenie net bid as jy in die moeilikheid is nie. Maar as jy geen ander tyd bid eerder as jy in die moeilikheid is as wat jy nooit bid nie. Verstaan, ek dink ons baie keer is ons soos amper judgmental oor hoe mense hulle geloof praktis, maar almal begin iewers. En ek dink selfs in God se woord, soveel keer sê hy vir Israel, hy sit hulle deur hierdie moeilike dinge want hy wil hê hulle moet terugdraai na hom toe. So dit is moeilikheid, dit is daai roep na God wanneer jy in die moeilikheid is wat ons help om terug te draai na God toe. So doen dit gerus. En ek dink nie God verwag van ons om perfek te wees. Ek dink hy weet ons is menslik en ek dink hy weet daai stukkie ongeloof wat in ons is en as ons almal berge kon verskuif, hoe lekker en maklik sou dit gewees het. Maar ek dink ons almal het daai bietjie twyfel en ek dink God weet dit en dit is ek dink dis wat hom ook lief maak vir ons met ons foute en al. Ja. En ons is gemaak om hom nodig te hê. En ek glo hoe meer tyd ons by hom spandeer, hoe sterker word ons. Maar dit is presies soos vir daai eerste stukkie van my gesê, dis 'n treinproses. Soos jy moet versterk. En dit is daai gebed en vas waarvan jy gepraat het. Hoe meer tyd jy in gebed spandeer, hoe meer jy vas. En aan die begin is dit baie moeilik om te vas, maar dit raak makliker. Die begin is regtig baie moeilik want die duiwel val jou so aan want hy wil hê jy moet dink jy kan dit nie doen nie. Maar jy kan. En ek was altyd soos bietjie iffy oor die rede vir vas en toe op 'n stadium toe kom ek agter, okay, dit is om jou gees te versterk wanneer jou liggaam verswak, want ons voed die hele tyd ons liggaam, maar ons voed bitter min ons gees in vergelyking. Maar toe ek onlangs, ek kan nie presies sê hoe lank nie, maar iewers hierdie jaar, sermon geluister waar die pastoor gesê het dat Jesus sê in die woord, wanneer die fariseërs vir hom vra, hoekom vas sy disippels nie? Dan sê hy, want die bruidegom is by hulle, hoekom sal hulle vas? So obviously is vas iets wat jy doen vir die bruidegom se teenwoordigheid, om meer van die bruidegom se teenwoordigheid te kry. En dis wat ons almal wil hê. So
as jy nog nie gevas het nie, probeer dit. As jy al gevas het, doen dit weer. En moenie te hard op jouself wees nie. Jy gaan getrain word. Jy sien. Ja, jy gaan sterker word. Okay. Die versie wat ek gehad het vir gemeenskap was Prediker 4 vers 9 tot 12. Moses het Aaron en Hur nodig gehad om sy hande in die lug te hou. Jesus self het 12 disippels gehad. Ek voel as Jesus gemeenskap nodig gehad het, dan het ons almal beslis gemeenskap. En ek meen 12 mense, dit is nog 'n groot sosiale sirkel om te beheer. Ek sou kyk met Moses se Aaron en Hur. Dankie. Maar dit is nie eintlik so nie, want ons het die selgroep. Dit is ook ek dink dit is 20 vroue, so ek praat eintlik nonsens. En kerk is so amazing. So, maar ons is nie gemaak om die laste alleen te dra nie. Ons kan nie die laste alleen dra nie. Sal jy vir ons Prediker lees? Yes, Prediker 4 vers 9 tot 12. 2 is beter as 1, want hulle het 'n goeie beloning vir hulle moeitevolle arbeid. Want as hulle val, kan die een sy maat optel, maar wee die een wat val sonder dat daar 'n tweede is om hom op te tel. Verder, as 2 bymekaar lê, kry hulle warm, maar hoe kan een alleenig warm word? En as iemand die een aanval, kan albei hom teestand bied, en 'n 3-dubbele lyn word nie gou verbreek nie. Amen. Okay. So ons 3-dubbele lyn obviously is die Here ook. En gemeenskap is definitief nodig. Gemeenskap is nodig om jou sterk te hou. Ons almal gaan val. Ons almal gaan val. Never mind net val. En dan het jy mense nodig om langs jou in te kom en te sê jy's okay, jy gaan okay wees. Almal maak foute. Kom ons bid vir jou. En daar's 'n vers wat sê as jy dit hardop bely, dan sal jy genees word. Ja, so ietsie. So as jy nie gemeenskap het nie, teenoor wie gaan jy hardop bely? Verstaan jy? So gemeenskap is a thing. Ek dink as jy alleen is, dan is dit jy en jou gedagtes. Want moenie vir my sê jy het dink net niks nie. Ja. En dis waar die duiwel inkruip en hy kom in en hy vertel vir jou 'n klomp leuns en jy begin dit glo want ons niemand om vir jou te sê luister hierdie is sulke nonsens nie. Ja. So jy begin dit glo. Ja. En dan as jy alleen is, dan is dit net al hoe meer. Dit is 'n lelike kringloop wat al terugger en negatiewer gaan. Ek sê 100% saam. Ja, en so ek voel soos die tema wat ek hier van ons podsending vandag kry, is net soos chill, vertrou in die Here, bid, probeer vas, doen net daai goedjies, en verder is dit in die Here se hande. Soos moenie te veel druk op jouself sit nie, kry vir jou mense, wat jou kan, is onderskraag woord. Ja, Dis 'n cool woord. Jessie. Tweede woord van die week. Kan nie as jy eers nie onthou nie. Okay, so dit was vandag se podsending. Is nog een versie. O, skus, sorry, Marina is nou weer, altyd skus, twee versies. sorry, hierso? So, die volgende vers het ek gekry, dink ek pas goed in wat jy nou gesê het. Filippense 4 vers 13 is jy het vir my gesê vir die week, ek moet dit hou en dit Ja. Hier is my versie van die week wees. So ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Amen. En dis hoekom ons kan swak wees, want ons hoef nie sterk te wees nie, want God is sterk vir ons. En in ons. En in ons. Yes. En dan net ook in Filippense 4 vers 7 sê, en die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. So chill. Ontspan en Yes. weet hy is in beheer. Amen. What a blessed podsending. Yes. Ja, dankie Jesus. Kom ons sluit af in gebed, oukies. Maak vir my die oogies toe, en behalwe as jy bestuur, moet asseblief nie jou doen. Ja. Okay. Dankie liewe Here dat ons vandag by mekaar kon kom en die naam kon groot maak. Dankie dat U ons vat net soos wat U ons is, dat ons nie ons foute hoef uit te vee nie. Here, dankie dat U daar is vir ons, selfs wanneer ons val, dat U nog steeds lief is vir ons en mense stuur wat ons kan ophelp en sterk maak. Ons loof en prys U groot en heilige naam en ons bid dat hierdie podsending U wil sal volbring en almal wat daarna luister se lewe, dat U harte sal aanraak in die naam van Jesus Christus. Amen. Amen. Tot 2 weke. Ek voel 2 weekliks. Ja. Ja. Sien julle oor 2 weke. Hoor julle? Julle gaan ons hoor. Okay. Bye. Bye.